Goeiemôre, dis Saterdag die 28ste Junie en ons is by dag 6 en dit bring ons by die 6ste van God se 7 feeste, Yom Kippur, die groot versoendag. Dit word gevier presies op die 10de dag van die 7de maand op die Joodse kalender. En ons kalender hierdie jaar sal dit wees vanaf sononder op die 1 Oktober wees tot die sonsak op die 2de Oktober. En dis nie net 'n simboliese dag nie, dis 'n profetiese en biologies presiese dag. Luister gou mooi. Wat gebeur in die menslike liggaam in die moederskoot op presies daardie stadium? Die baba se bloed verander, kan jy dit glo? Tot nou toe het hy fetusbloed gehad en was afhanklik van die moeder se plasenta. Maar dan, op die 10de dag van die 7de maand, kry hy eie mensebloed. Hemoglobien word gevorm en dit kan, soos julle weet, suurstof dra. Dis die oomblik dat die baba begin lewe op sy eie. Sy bloed dra nou sy asem as te ware. En dis presies wat Yom Kippur beteken. In die Ou Testament het die hoëpriester daardie dag in die allerheiligste ingegaan met 'n offer van bloed om die volk se sonde te bedek. En daardie versoening het vir hulle nog 'n jaar van lewe gebring. Maar toe kom Jesus. En hy gaan nie in met bokbloed nie. Hy bring sy eie bloed. Nie net vir 1 jaar nie, maar vir ewig. En weet jy wat? Soos daardie baba begin asemhaal met nuwe bloed, so begin jy en ek leef, regtig leef, wanneer die bloed van Christus in ons werk. Ons word nie net bedek nie, maar ons word versoen. Ons word nie net gereinig nie, maar ons word vernuwe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U my versoen het met die Vader. Dankie dat U bloed genoeg was. Nie net om my skoon te maak nie, maar om my lewe te gee. Laat ek leef soos iemand wat asemhaal met U lewe, met genade in my are en dankbaarheid in my hart. In Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit jou lewe in sy bloed wat iemand help om asem te kry. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.